wonder sommer hoe dit met julle gaan. Dis maar stil hier by die kerk sonder julle en sonder om julle gesiggies te kan sien. En ek wonder sommer hoe elkeen van julle dit hanteer om by die huis te sit en nie skool toe te kan gaan nie. En ek weet die skole stuur vir julle eindelose huiswerk en die huiswerk word meer en meer elke dag. En dalk verstaan jy nie elke dag jou huiswerk wat jy moet doen nie. Dalk staan jy elke oggend op en jy is nie eintlik lus om dit te doen nie, want dit is huiswerk. En ons sit nou eintlik so lank by die huis en in my hart is ek bekommerd oor elkeen van julle. Wonder of julle soms bietjie depressief voel, dalk soms bietjie angstig voel, om nie jou vriende te sien nie, om nie die mense om jou te sien, net niks te sien nie, om elke dag skool toe te gaan nie. Wonder sommer hoe dit in julle huise gaan. Gaan dit goed in die huis? Wat doen julle elke dag by die huis? As julle nie besig is met skoolwerk nie. Maar maats, in hierdie tyd, wat ek dink ons regtig sommer net gespanne is en angstig is, ek sommer gedink aan wat 'n boodskap is vandag, lekker prakties vir elkeen van julle. Nou hier het ek 2 bekers. Die een sê happy en die ander een sê worry. Nou toe die skole gesluit het, was hierdie happy beker van julle heeltemal vol gewees. Hy het oorgeloop, want julle was gelukkig. So ons kan sê dit is jou happy brein. Julle was in ekstase, dis skoolvakansie, lekker laat slaap, kan in jou pyjamas rondloop, jy kan stories en movies en series en enigiets kyk en jy kan op jou foon wees net soveel as wat jy wil. En toe kom die aankondiging, ons is in die inperking. En toe word die skoolvakansie verleng en toe is jy dalk nog meer gelukkig. En toe kom ons dat die skole gaan nie oopmaak nie. En toe begin daar al hoe meer worry dalk intree. En raak jou worry brein al hoe meer. Want dalk is jy in graad 12, dalk is jy in graad 8 en raak hierdie bekommernis van hoe gaan ek deur die skooljaar kom al hoe meer. Nou hoe meer jou worries raak, hoe minder raak jou happy. Hoe groter my worry brein word, hoe minder spasie is daar vir my happy brein. En ek dink baie kinders sit al met hierdie worry brein as oorvol. Julle is oorvol bekommernis van by die huis sit. Julle is oorvol bekommernis van om nie by die skool te wees nie. Julle bekommer julle oor julle weet dalk nie wat in die huiswerk aangaan. Julle bekommer julle oor julle maat. Dalk het julle net hierdie klomp angs wat op die oomblik binne in julle is. Hierdie holkol op jou maag van onsekerheid, van hierdie worry wat daar in jou is, van ek weet nie wat om te verwag en wat is die onsekerheid wat daarmee saamgaan nie. Nou die vraag eintlik is ouens, hoe kry ons hierdie worries weer terug dat ons happy brein weer heeltemal vol is en dat die worry nie oorneem oor ons nie weet wanneer 'n klomp goed gaan gebeur nie, oor dit 'n klomp onsekerhede is wat besig is om plaas te vind. Maar eintlik wil ek vanoggend vir julle met so kort boodskapie troos in die Bybel, om te sê daar was 'n man gewees in die Bybel wat baie kommer gehad het. Hierdie worry koppie van hom het heeltemal oorgeloop. En weet julle wat, myne sou ook oorgeloop het as ek hy was. Maar hy het vir God geken. En God was in sy hart en in sy lewe en hy het op God vertrou, sodat sy happy brein weer heeltemal vol kan raak en dat hy genoeg kan hê. En op die einde van die dag gaan ons bietjie lees oor Elia. Nou Elia was 'n man van God gewees en hy het regtig geglo in die Here. En hy moes vir koning Agab 'n boodskap gaan gee het. Maar koning Agab het nie in God geglo nie. So vrees het vir koning Agab toegeslaan toe Elia vir hom die boodskap gegee het. Maar Elia was gelukkig en Elia was eintlik nie bang gewees nie, want hy het geweet die Here sal vir hom sorg. En net so maat moet ons ook iets hier uitlees. So kom ons lees 1 Konings 17 vanaf vers 2 kan ons lees. Dit sê, die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê, gaan hiervandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in die Kritspruit onderkant die Jordaan. Jy kan water uit die spruit drink en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. Hy het gedoen soos die Here aan hom opgedra het. Hy het daar in Kritspruit gaan bly, anderkant die Jordaan. Die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring en hulle het vir hom saans brood en vleis gebring en hy het water uit die spruit gedrink. Uiteindelik het die spruit opgedroog omdat die land nie meer reën gekry het nie. Toe het die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê, gaan na Sarfa toe by Sidon en gaan bly daar. So ons kan sien die Here het vir Elia gesorg. Hy het 'n
happy brein gehad en toe kom daar 'n klomp bekommernisse oor hom dat hy vir iemand 'n boodskap moes gee. En toe help die Here hom op die einde van die dag om te sê, maar moet jou nie bekommer nie, want ek is jou God. Ek is jou God wat vir jou sorg. Wees gelukkig. En maats, ek wil vir julle elkeen sê, in hierdie tyd wat dit regtig swaar gaan, emosioneel met baie van julle, ek is ook 'n sosiale wese en dit is vir my lekker om met mense te gesels. Dis vir my lekker om met mense te kuier. En is dit vir my ook uitdagend om niemand te sien nie, om niemand op 'n Sondag te sien nie, om niemand in die week te kan sien nie. En ek wil vandag vir julle elkeen 'n boodskap gee en sê, maats, as dit voel alles raak net te veel vir jou en jy kan nie meer nie, moenie moed opgee nie. Hou moed, want die Here is by jou en hy is in jou hart en hy is in jou lewe. Bid vir hom en vra vir hom om jou te help dat jy hierdie worries sal wegvat en dat die happy weer baie meer sal wees, ongeag wat die situasie op die oomblik in jou lewe is en wat in die skoolwerk aangaan en wanneer die skole weer oopmaak en hoe ons deur die jaar gaan. Kom ons maak soos Elia. Kom ons vat dit dag vir dag en weet dat die Here vir ons sal sorg. Julle moet dat dit goed gaan en Tannie bid vir julle en ek wil hê julle moet 'n lekker week hê en sterkte met alles. En onthou, moenie laat die worries oorneem nie, maak dat julle almal eerder gelukkig is.